Môre julle. Dit is Woensdag. Ons is in die middel van die week en met hierdie laaste 2 vakansiedae is die week sommer korter. En dit is lekker om vanmôre deur die Here wakker gemaak te word. Ek hoop julle beleef sy liefde en genade en mag julle uitsien na 'n heerlike, wonderlike dag. Ek lees vanoggend vir julle uit Esegiel uit. Esegiel 20 vers 17 staan daar. Dis nou God wat hier praat, maar ek het vir hulle jammer gekry. Ek het hulle nie uitgeroei nie. Ek het nie 'n einde aan hulle gemaak in die woestyn nie. Ja, en vanoggend toe ek nou hierdie barmhartige woorde van God lees, dat hy dit kon doen, hy kon 'n einde aan hulle maak, maar hy het nie. Toe laat dit my dink aan 'n storieetjie wat ek raak gelees het eendag van die wêreldoorlog. Dit was in die Tweede Wêreldoorlog en daar was toe 'n vlugteling wat in 'n klein dorpie gaan wegkruip het, hy het gaan asiel soek. En toe eendag kom die natsies by die dorp aan, hulle beset toe die dorp en die bevelvoerder roep toe die burgemeester in en hy stel die burgemeester toe voor 'n ultimatum. Hy sê toe vir hom: lewer hierdie man binne 5 dae uit of loop die risiko om self doodgemaak te word. En die burgemeester en sy raad het toe vir hierdie volgende 5 dae met mekaar gekoukus en met mekaar geredeneer, maar hulle kon nie tot 'n vergelyk kom oor wat hulle moes doen nie. En op die laaste oggend, toe worstel die burgemeester deur die Bybel, radeloos, en aan die einde van die dag is hy en sy raad toe oortuig gewees dat daardie man toe nou maar wel uitgelewer moes word. En daardie man is toe uitgelewer en die natsies het hom toe wreedaardig voor die inwoners van die dorp doodgemartel. Daai aand was die dorp se mense toe baie stikkend. Hulle het vrae gevra soos: hoe kon ons dit toelaat? Hoe het die burgemeester dan die Bybel gelees en die boodskap uit die boek ontvang dat hy dit moes doen? En daai Sondag, toe kom die priester in die kerkie ingestap en hy het net een boodskap gehad, een sin. Hy het gesê: gemeente, die fout wat ons soms maak, is dat ons antwoorde in die Bybel soek, sonder om in die oë te kyk van die een wat dit geskryf het. Ja, julle, dit is 'n baie harde woord hierdie. Ek wil tog glo dat almal van ons, as ons antwoorde soek, ek wil tog glo dat ons baie keer in die woord, maar ook in die een wat die woord geskryf het, se oë sal gaan kyk. En dat ek en jy dan ook die regte ding sal doen. So baie dinge is al gedoen in die naam van die geloof, wat vandag nie meer geregverdig kan word nie. Hoe baie keer is ek en jy nie ook in daai beskuldigde bank nie. Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. Hemelse Vader, U sê vir ons, U oë is oral op hierdie aarde, sodat U kan sien wat ons as mense doen. Vanmôre is my gebed dat ek sal leer om in U oë in te kyk, voordat ek my volgende tree vat. Ek vra dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie julle. Julle moet 'n mooi en 'n geseënde en 'n wonderlike dag verder hê. En ons praat môre weer. Totsiens.